Die polisie soek steeds na Jocelyn Smith 2 jaar na haar verdwyning en Capitec Bank reageer nadat die oorskot van 'n bejaarde vrou by sy Stangertak ingedra is. Goeiemiddag en baie welkom by die visuele Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Dit is vandag 2 jaar sedert die verdwyning van die groenoog blondekop meisie Jocelyn Smith. Smith was 6 jaar oud toe sy by haar huis in Middelpos in Saldanha Bay ontvoer is. Die staatsgetuie Laurentia Lombard het onthul dat Jocelyn deur haar ma Kelly Smith vir R20,000 verkoop is, wat onder die beskuldigdes gedeel sou word. Die saak is steeds aktief omdat daar geglo word dat Smith nog leef. Nuwe leidrade word tans deur die speurders ondersoek. Ten spyte van gerugte oor 'n moediemoord, is die items wat vermoedelik aan haar behoort het nie positief aan haar DNS verbind nie. Haar ma en 2 medebeskuldigdes is reeds vir mensenhandel gevonnis. Die Ekapa Minerals diamantmyn in Kimberley in die Noord-Kaapse reddingsspanne werp alles in die stryd om 5 mynwerkers te bereik wat sedert Dinsdagoggend in 'n mynskag vasgekeer is. Die mans is 800 meter ondergronds vasgekeer na 'n grondstorting. Die reddingsoperasie word bemoeilik deur ondergrondse water en dit is 'n wedloop teen tyd om die water uit te pomp. Die burgemeester van die Solplaatjie munisipaliteit, Martha Bartlett, sê die metro se nooddienste is op 'n hoë gereedheidsgrondslag om in enige stadium bystand te verleen. Die premier van die Wes-Kaap, Alan Winde, het die regering uitgedaag om die meer as R4,2 miljard wat hy aan BBP sekuriteit bestee, aan die polisie se teenbende-eenheid oor te dra. Hy sê planne om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag in die provinsie te ontplooi om bendeaktiwiteite te bekamp, sal misluk indien daar nie verbeterings aangebring word nie. Winde het tydens die debat oor die staatsrede in die parlement aangevoer dat die polisie behoorlik bekwaam moet word. Meer as 340 mense is in Januarie in die Wes-Kaap vermoor. 'n Tak van Capitec Bank in Stanger in KwaZulu-Natal is gister tydelik gesluit nadat die familie van 'n oorledene haar liggaam daar ingedra het. Die gebeure het tot groot konsternasie gelei en mense het by die bank uitgehardloop. Die familie wou volgens berigte 'n lewenspolis gaan opeis toe die bank vir 'n bewys van die oorledene se dood gevra het. Hulle het toe die oorledene aan die bank se personeel kom wys en die liggaam net daar in die bank gelos. Capitec Bank het hul meegevoel met die oorledene se familie uitgespreek en aan kliënte en personeel om verskoning gevra wat deur die voorval geraak is. Die voormalige prins van Brittanje, Andrew Mountbatten-Windsor, is in hegtenis geneem na ernstige beweringe van amptsmisbruik. Volgens The Daily Telegraph is daar 'n hoë polisieteenwoordigheid buite Mountbatten-Windsor se woning in die ooste van Engeland gewaar. Ooggetuies sê dat verskeie ongemerkte polisievoertuie by Wood Farm teenwoordig was, terwyl beamptes die perseel gefynkam het. Daar word beweer dat die hertog hoogs vertroulike regeringsdokumente onregmatig aan die veroordeelde seksoortreder Jeffrey Epstein verskaf het. Die Buckingham Paleis het nog nie amptelik op die inhegtenisneming gereageer nie. Mountbatten-Windsor vier vandag sy 66ste verjaarsdag. Dit bring ons aan die einde van die visuele nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Dankie vir die saamkyk. Ons maak môre weer so.